Goeiedag vriende, ons luister na die Here se seën in Numeri 6 verse 22 tot 27. Ons lees uit die 53 vertaling. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Dit was Numeri 6 verse 22 tot 27 uit die woord van die Here. In hierdie gedeelte gee die Here aan Moses die woorde waarmee die priesters die volk moet seën. Hierdie seën kom in digterlike vorm. Dit bestaan uit 3 sinne en elke sin is 'n bietjie langer as die vorige sin. Dit wys vir ons hoe God sy seën uitbrei en hoe sy seën groter word. Dit wys ook vir ons dat God dit presies alles bepaal en mooi maak. Hierdie seën is nie 'n versoek nie, dit is 'n uitspraak van die Here. Ons kan vandag nog, net soos die Israeliete, seker wees dat God ons seën sonder dat ons dit verdien. Ons sien hier dat hy sy seën uitspreek sonder dat die volk dit van hom vra. Hy gee dit selfs al besef ons nie hoe nodig ons dit het nie. Kom ons kyk na die dele van hierdie seën sodat ons beter kan verstaan wat God alles vir ons gee. Ons sien heel eers dat die Here die bron van hierdie seën is. Al 3 hierdie sinne begin met die Here. Hy is die onderwerp van die sin. En in vers 27 sê God, ek sal hulle seën. Hy maak dit baie duidelik dat dit hy is wat hierdie woorde uitspreek. God gee alles en hy gee presies wat ons nodig het. Dink net hoe anders sou die Israeliete se gesindheid in die woestyn gewees het as hulle dit in gedagte gehou het. Hulle het gekla oor kos, water en leierskap. Maar as hulle onthou het dat God alles gee wat hulle nodig het, sou hulle nie so gekla het nie. Tog moet ons nie net na die Israeliete vinger wys nie. Onthou dit in jou eie lewe. Geen geld, klere, huis of liefde gaan jou gee wat jy nodig het nie. Net God alleen en hy gee genoeg. Daarmee saam moet ons onthou dat God se seën nooit van ons af weggeneem kan word nie. In Numeri 22 lees ons dat Balak vir Biliam wou huur om die volk te vervloek, maar hy kon nie. Hy kon nie God se seën van die volk af wegneem of verander nie. Nog iets wat opmerklik is in hierdie gedeelte, is dat dit begin met die opdrag dat julle die kinders van Israel seën. Die seën is dus bedoel vir 'n groep, naamlik die Israeliete. Maar wanneer die seën uitgespreek word, word die enkelvoud gebruik. Die Here sal jou seën. Elke gelowige word dus persoonlik deur God aangespreek en geseën. God werk met die kerk en hy werk met families. Die gelowiges as groep is vir God belangrik, maar hy gee ook aandag aan elke individu. Dit beteken ons moet raak sien dat God vir ons elkeen omgee, maar ons moet ook besef dat ons deel is van 'n groep. Kom ons kyk na vers 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Hierin hoor ons dat God vir ons gee wat nodig is. Soos hy aan Abraham beloof het, gee hy aan ons kinders, besittings en 'n blyplek. Alles wat ons het, kom van hom af, maar meer as dit, hy gee vir ons verlossing en die ewige lewe. Hy beskerm ons ook. Die Israeliete het baie gevare in die woestyn trotseer, maar God het hulle beskerm. Vandag nog beskerm hy ons teen die aanslae van die duiwel en die sondige wêreld. Vers 25. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. As God sê hy laat sy aangesig oor ons skyn, beteken dit dat hy by ons is. Hy sien ons en hy is bly oor ons. God se kinders verskaf vir hom vreugde. Ons het dus die goedkeuring van ons hemelse Vader. Ons sal baie te doen kry met mense wat ontevrede is met ons, wat ons beledig en wat ons wil afkraak. Maar as ons God se goedkeuring het, kan ons dit verdra, want dan het ons nie die wêreld se goedkeuring nodig nie. Tog kan ons nie sê
dat ons vir God vreugde verskaf, omdat ons alles reg doen nie. Inteendeel, ons is sondig. Daarom het ons ook God se genade nodig. Hy weet dit en daarom seën hy ons ook met sy genade. Hy seën die Israeliete met genade te midde van baie ongeloof en afgodediens. Net so gee hy aan ons sy liefde en beskerming, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit sy genade. En dan vers 26. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. God verhef sy aangesig oor ons. Hy kyk vir ons. Hy sien wat ons doen en hy gee om. Hy gee aan ons aandag. Daarom weet hy wat ons nodig het en daarom kan ons dit ook van hom verwag. Daarmee saam gee hy aan ons vrede. Dis 'n ander soort vrede as net die afwesigheid van oorlog. Dit is die vrede waarvan Jesus in Johannes 16 vers 33 praat. Daar sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus sê dus dat ons verdrukking en swaar kry sal ervaar. Dit wat ons op aarde beleef, sal nie altyd soos vrede lyk nie. Maar hy het hierdie aardse dinge reeds oorwin en daarom kan ons vrede in ons harte hê. Ons het vrede omdat ons uitsien na 'n ewige vredevolle toekoms saam met ons Vader. Die laaste punt wat ons in hierdie gedeelte wil uitlig, is hierdie woorde in vers 27. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê. God plaas sy naam op sy kinders. Hy merk hulle as sy eiendom. Dit is ook waarvan ons in Openbaring 7 verse 4 tot 8 en 14 vers 1 lees. God het gelowiges uitgekies as sy volk. Hy het ons elkeen gemerk met sy naam en hy seën ons. Dit beteken dan dat ons die wêreld kan ingaan met die sekerheid dat die Here by ons is, dat hy vir ons alles gee wat ons nodig het in hierdie lewe en dat hy vir ons die ewige lewe voorberei wat niemand van ons kan wegneem nie. Ons moet hom dus met elke geleentheid, op elke denkbare manier loof en dank vir sy ryklike seën. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie vir u seën en dat ons dit in ons lewe beleef. Dankie dat u ons hemelse Vader is, dat u ons raak sien en alles vir ons gee wat ons nodig het. Dankie vir u verlossing in ons lewens. Ons vra dat u ons verder sal seën. Seën ons as u kerk, as huisgesinne, as families. Seën ons in ons daaglikse werk en in ons verhouding met ander mense. Ons vra dat u vir ons wysheid sal gee in die besluite wat ons neem. Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.